net terwille van die mense wat nou nie altyd bewus is van hoe 'n program opgestel word vir die leeskring vir die volgende jaar nie. Dit weer nogal verduidelik van Betsy se boek, So op die aarde. Toe ons hierdie boekie voorgestel het en op die lys gekom het, het ons dadelik vir Betsy gekontak, wat 'n verskriklike lekker ervaring was. Jy kry baie keer maar so skrywers, hulle is baie gaaf en baie vriendelik, en dan kry jy die wat nog gawer en vriendeliker is, soos Betsy, wat onmiddellik gesê het, hoor jy maar, dis 'n vreeslike kompliment dat julle my nooi. Sy het die hele tyd geklink of ons haar 'n guns doen, en nie sy vir ons 'n guns doen. Maar toe ek en sy nog gepraat het, toe vra ek vir haar, wil sy 'n spesifieke iemand hê om met daardie gesprek te voer oor haar boek, of wil sy dit alleen doen? Toe sê sy nee, sy sal die gespreksleier saambring. Toe sê ek, mag ek weet wie dit is? Toe sê sy ja, Wilhelm Jordaan. En ek bly toe te lank na haar sin stil. Toe sê sy, hoekom huiwer jy so? Toe sê ek nee, ek is nou net bevrees, hy gaan al die aandag kry. Want ons is mal oor hom. Sy sê, ek is ook mal oor. En dit is die prentjie wat ek het van Betsy. Natuurlik het ons baie gekommunikeer oor die boek, want elke keer dan kry ek 'n WhatsApp wat sê, ek kan Wilhelm het so lekker weer gister gewerk aan So op die aarde. Toe hy nou 2 maande terug die beroerte aanval kry, het sy onmiddellik laat weet, daar is nie sprake van hulle kanselleer hierdie kuier, en sy het vir my dadelik op die spoor gesit van Barend Vos, wat vanmiddag die boek gaan bespreek. Want hulle het dit voorheen saam